En dat U hier is, Here, in hierdie vergadering, waar ons U teenwoordig, my koning. Vader, baie, baie dankie, Here, dat ek weet, Here, dat hierdie woord tot elkeen se hart sal spreek vanoggend. Ek eer U vanoggend en ek loof U in Jesus magtige naam, met baie, baie danksegging. Amen en amen. Kan ons die Here prys vir Julle mag maar sit. Ek wil volgens van apostel en van pastor Susan ook baie dankie sê vir die geleentheid. Ek dink baie kere skaam ons weg om die naam van die Here groot te maak. Come on. Maar hy sê, as ek jou vry gemaak het, dan is jy waarlik vry. So jy sal dan van hom kan getuig, omdat jy vry is. Amen. Ek dink die vanoggend dat ek so in die song wat sê, reach out and touch the Lord. Kom vanoggend en steek u hand uit en raak net die Here aan vanoggend. Want hy is vanoggend hier. Hy is die Alpha, hy is die Omega, hy is die begin en hy is die einde. En daar is niemand soos hy nie. Amen. Ons tema vir is vanoggend die belangrikheid van gebed. Maar ek wil praat vanoggend oor gebed verander mense. Gebed verander omstandighede. Vanoggend dink ons miskien ons bid maar nie, maar daar gebeur iets. Soos Boekouwer gesê het, 'n nuwe ding is op pad. En as ons in gebed bly, dis 'n nuwe ding vir ons op pad. Die woord van die Here sê in 1 Tessalonisense 5 vers 17. Bid sonder ophou. Mighty God. Amen. Ek herhaal, bid sonder ophou. Amen. Ja, baie kere is ons moeg, baie kere wil ons opgee, maar die woord sê vanoggend so mooi, dat ons moet bid sonder ophou. Kom ons bid sonder ophou. Jy weet, ek dink dat, ek sit in die week daar en ek dink, ons kan nie sonder suurstof lewe nie. Ek kan nie suurstof aansit en afskakel en besluit maak, ek gaan nie vandag suurstof gebruik nie. Want dan sal ek sekerlik sterwe. Ons het elke dag van ons lewe het ons suurstof nodig. Maak nie saak waar jy is nie, het maak nie saak wat jy doen nie, jy het suurstof nodig. Nou net soos ons elke dag suurstof nodig het, so het ons elke dag nodig om in gebed by God te bly. Gebed is so suurstof. Jy kan nie daar sonder lewe nie. Wanneer ons in gebed is, dan weet ons dat God antwoord. Maar wanneer ons nie bid nie, familie, ons sal sterwe. Come on. Jy sal geestelik, Come on. sal jy sterwe. Dis die waarheid. Of jy nou wil weet en of nie wil weet nie, jy kan nie sonder gebed nie. Jou huis sal uit mekaar uitval sonder gebed. Jy sal nie kan staan nie. En vanoggend praat die Here oor ons gebedslewe. Hoe lyk my en u gebedslewe? As ons onlyn om te bid sonder ophou? Of gaan ons net van dag na dag aan? Ek dink my lewe kan ek nie voorstel sonder gebed nie. Want as ek hierdie dag gebid het, dan voel ek leeg. Ek voel dat niks gebeur nie. Ja. En die mooiste van alles is, gebed verander die omstandighede. U mag miskien dink, ek bid en niks verander nie. Maar vanoggend kan ek u garantie, laat gebed verander. Ek dink daar is soveel mense in die Bybel, ek praat van Moses se tyd af, wat elke keer geweet het, as ons in gebed gaan, dan gaan daar iets gebeur. Die Here sal toelaat, laat daar iets gebeur, omdat ons in gebed is. En ek dink dat ek wil die voorbeeld aanhaal van Elia. Elia was 'n man van gebed. Ja. Elia het gebid en hy het gehou van bid.
En Elia in 2 Konings 18 sê die woord van die Here, het Elia gebid vir reën. Hy het gebid die eerste keer, dat het nie gereën nie. Hy het gebid die tweede keer, dat het nie gereën nie. Selfs 'n derde en 'n vierde keer, het dit nie gereën nie. Maar die 7de keer sê die Bybel, het hy 'n wolkie gesien. 'n klein wolkie. Maar daai klein wolkie het groot reën. Mighty God, ja. Volhard in gebed het gemaak dat daar 'n wolkie gekom het. En so wil die Here vanoggend vir ons sê, ons moet volhard in gebed. Romeine 12 vers 12 sê, julle moet volhard in gebed. Soms gee ek u te maklik op. Ons stap te maklik weg. Van die gebed maak nou niks. Ons sien nie dieper nie. Ons sien nie vooruit nie. Want ek sien my omstandighede. Dis wat ek sien. Maar die Here sê, toe Elia aanhou en nog meer aanhou, toe kom die Here. Halleluja. Onthou, dat het nie net 1 dag gekos. Dat het nie net 2 dae gekos. Dat het gebed gekos. Dat het getrane gekos. Dat het op sy knieë gekos. Hy het geweet, daar's 'n land, 'n volk wat dit nodig het. En Here, as ek nie vir my volk, vir u gaan leef nie, dan sal ons sterwe. Mighty God. So ek moes die voorbeeld stel. En hy het gebid. Wat 'n voorbeeld stel u vanoggend in u huis? Bid u nog in u huis? Hoe bid u in u huis? Ja, baie van ons bid. Baie van ons, of meerderheid van ons bid. Nou sien nie die krag van God nie. Omdat daar te veel goed is wat ons besig hou. Daar's te veel goed wat in ons pad staan, sodat God nie vir ons kan deurbreek nie. Ek wil nie wag vir die klein wolkie nie. Ek wil alles wat ek nou het. Ja. Maar God sê, hy gee, maar op sy tyd. En sy tyd is sy regte tyd. Halleluja. Dan dink ek om Petrus. O, die Here moet ons help. Petrus sit in die gevangenis. Handelinge 12. Mense, u weet hoe het voel om in 'n gevangenis te wees. Baie van ons weet. Dis nie lekker daar nie. Dis nie maklik daar nie. Hy's vasgeboeie. Hy's geketting. Die deure is gesluit. Hy het nêrens omheen te vlug nie. Ja. Hy moet maar net daar sit. Maar weet julle, hier kom 'n volk. En die volk staan op. En hulle sê, daar's 'n man met die naam van Petrus, my broer in die Here, is in die moeilikheid. Wat gaan ons nou maak? En die volk trek op. Die volk kom in die vertrek. En hulle begin bid. Daar was geen ander iets wat hulle kon doen nie. Hulle begin bid. En ek sien in my gees hoor, ons kyk baie keer nou gewoon, wanneer ons bid. Ons is bekommerd oor sy wat langs my sit, of oor hy wat die kant sit. Maar hierdie manne en vroue staan op. Hulle staan op en hulle sê, ons weet, gebed sal my broer hê. Gebed vat hom uit die gevangenis. En 1, 2, 3, die manne begin bid. Here, ek waar. Ek waar. Mighty God. Oh, Here, ek hoor die gebed
van manne en vroue wat het bedoel met God. Ek hoor die gebed, Here bevry ons. Ek hoor die gebed, Here laat kettinge val. Here laat slotte oopbreek, Here. My broer is in die moeilikheid, Here. Ek roep van my broer uit na die Here. Is dit wat ek kan nie doen? Van ons familie, ons broers en ons susters in die Here, in die moeilikheid is. Gaan ek in my binnekamer en sê, Here, ons kinders is in die skool. Here, daar is soveel satanistische dinge by skole en goed. Here, maar vandag staan ek as 'n ambassadeur. Mighty God. Vandag staan ek en ek Come on. ek bid dat my kind en die res van ons familiekinders en die land se kinders, Here. Ja. Here, dat hulle veilig sal. That's right, come on. Ek bid, Here, beskerm hulle. Heil ek nog voor die Here van iemand anders se kind. Ek dink, ek het 'n storie gelees en dit het my baie geraak. Daar was 'n rotslaner en hy moes 'n rotstuk slaan. Net die eerste dag gaan slaan en daar gebeur niks. Hy het die tweede dag gaan slaan, daar gebeur niks. Hy het 'n paar jaar geslaan en die rots het nie geval nie. En net toe hy besluit, vandag sal my laaste dag wees wat ek gaan slaan. En toe hy die laaste hou slaan, toe val die rots in mekaar. Maar familie, dat is nie die eerste hou wat die rots laat vallen nie. Nog minder is dit die laaste hou wat die rots laat vallen. Dat is die voortdurende slaan wat die rots laat vallen. Hy moes aanhou, hy moes keer, hy moes sê, Here, ek kan nie meer nie, maar hier is ek vanoggend weer. Hy het aangehou met slaan. Ek dink Jabes het so mooi gesê, Lord, I will not stop until something happens. Here, wanneer laas het ek in U gebid en gesê, Here, until something happens. Ek is lief om in die huis te sê en ek kan my kinders vra. Dan sê ek, onthou net, ek is baie lief. Hulle het gesê, toe die manne by mekaar kom, toe gebeur daar iets. Hulle het in tale begin praat, hulle het begin bid. So ek glo aan, as ek na die Here toe gaan, dan moet daar iets gebeur. Ek kan nie dieselfde daar uitkom nie. Ek kan nie my binnekamer sit en met dieselfde les en probleem uitkom nie. Daar is 'n God vanoggend wat raak. Daar is 'n God vanoggend wat my en U omstandighede wil verander. Mama, miskien het jy gebid vir jou kind. Miskien het jy al opgegee op hy kind. Miskien het jy al gesê, ja, gebed, ja, wees meer nie. Maar ek het nuus vir U vanoggend. Hou aan bid. Moenie opgee nie. Hou aan bid. Hou aan bid dat hy kind sal verander. Daar is geen groter krag as God se krag. So wie en wat kan my kind hou? Niemand en niks. Die Here sal my kind se lewe bestuur. En vanoggend wil ek vir julle sê, moenie opgee nie. Kom ons hou vas. Jy weet, ek het gestaan, ek het so baie getuie om te vertel van die krag van God, wat hy in my lewe kom doen. Ek dink ek het so pas na die Here toe gekom, of ook gehad by die Here, ga ek malen siek. En ons moes Tygerberg toe gaan met hom. En hy moes gaan vir operasie en dit was 50-50. En ek, die nacht, voor hy ingaan theater toe, staan ek by sy bed en ek begin verklaar God se woord. Ek sê, Here, ek weier my kind in die kloue van die dood. Here, ek is marvel. Ek staan in die gap van my kind voor.
Miskien er 'n tyd kom word dat jy in die gap staan vir jou kind. Kom op jou staanplek met die Here. Sodat hy vanoggend kan doen wat hy moet doen. Kom vanoggend op hy plek waar jy sê, Here, ek het biddeloos geraak. Ek ken vanoggend aan God, nie aan my of aan 'n mens. Ons is te veel bekommerd oor wat mense dink. Maar sê, Here, ek het biddeloos geraak. Ek het nie meer opgestaan as U my wakker maak om op te staan nie. Ek het nie meer vir my kinders gebid nie. Maar weet julle, terwyl ek in die hospitaal is, en terwyl ek vir my kind so voor die Here lê, sien ek 'n lig oor hom skyn. Onthou, ek is nog nie so diep in die Here nie, en ek verstaan nog nie so lekker alles wat aangaan nie. Maar ek sien hierdie lig oor hom skyn. En eerste ding wat by my kom, die Here bewaar hom. Die Here beskerm hom. Ons is in die operasiesaal in. Hy sal doodgespik. 7 dokters gaan om hom. Hulle kry geen fout by hom nie. Geen operasie is nodig. Hy stap op vandag toe as hy gesond. Dit is wat die Here kan doen. Wanneer ons in gebed tot hom gaan. Ek wil vanoggend vir u encourage. Bid sonder ophou. Ja, thank you, Lord. Moenie opgee nie. Ja, jy sukkel met jou man. Ja, die het nie kos in die huisie. Daar is nie geld nie. God weet al hierdie dinge. Yes. Maar hy soek jou volharding. Halleluja. Hy wil hê ons moet by hom voete kom sit. Soos Maria by sy voete kom sit. Baie keer is ons te besig om te bid. As jy jou kom kry so 12 uur. Maar ek nog wel bid, ek gaan nou bid. Ek kom nie, ek gaan eers die skool moet was ek dan gaan ek bid. Die skool moet klaar is. Nee, ek loop na die skool uit, so ek gaan nog eers gou op sy kos klaarmaak en dan gaan ek bid. Jy lieg vir jouself, man. Ja. Jy gaan nie bid daai dag nie. En dan is die voortdurende gebed. Ja. Van jy vanaand half moeg in die bed lê. Dankie Here vir hierdie dag. Dat ek het gebid. Ek praat van gebed. Yes. Ek praat van deurbreek. Yes. Deur jou omstandighede. Yes. Ek praat van, Here, ek gee nie om nie. Die wêreld daar buite kan my hoor. Dat ek gee nie om nie. Ja. Of ek nou hoe hard huil en of ek nou wat. Ek is met u besig. Ja. En my omstandighede sal verander. Baie kere dan bid ek in die oggend en ek gaan nou net ek bid van as jy musiek langsaam naweek kan afspeel, dan kan ek ook maar bid so. Ek bid dat jy het ook so maar Come on, come on. Dan bid ek. En ek staan nou op en ek bid. En ek sê, Here, ek het nie met my familie om te bid nie. Maar die klomp families om voor te bid. Yes. Ons het 'n gemeente vir wie ons moet bid. Yes. Ons het leiers vir wie ons moet bid, Here. Yes. Ek het 'n man wat in die werk is, wat op die pad is, Yes. vir wie ek moet bid, Here. Daarom het U my uitverkies om by die huis te wees, Ja. sodat ek kan bid, Here. Dan begin ek bid. En ek bid, daar's malen. Ek kan getuig, ek bid en ek huil en ek praat met die Here. Yes. Nie net oor my omstandighede. Nie net omdat ek my raak sien nie. Maar omdat ek weet, elkeen van julle is belangrik vir die Here. Yes. Ja. Elkeen van julle se lewe is kosbaar. En God sê in sy woord, dat julle moet bid vir mekaar. Yes. Julle moet bid sonder ophou. Dankie, Here. Familie, vanoggend wil die Here jou biddeloosheid verander. Dankie, Here. Hy wil vanoggend vir jou weer nuut maak. Ja. Hy wil vanoggend weer vir jou teruggee wat die vyand van jou gesteel het. Yes. Mighty God. Miskien het jy gebid
in die verlede altyd. Miskien het hy gelei die volk in gebed in. Maar nou het ons 'n bietjie slap kom raak. Ja. Nou het ons 'n bietjie moeg kom raak. Ja. Nou voel ons, Here, ek bid en die kind gaan maar net aan en die man gaan maar net aan en so gaan ons maar aan. Maar vanoggend vir die Here hier, ons moet hulle opregtheid tegenkom. Yes. En ons moet hulle opregtheid na hom toe kom. Ons staan baie kere, die Here nou praat is deel gaan, ek is nie deel van my nie, maar die Here let nou my hart. Hoeveel van ons wat reg vir die kerkse dienst as 'n offer zijn, vir die geld van die kerk. Ek gee my tiendes, so ek is fijn. Van wat nie van wat? Ek gee ons my tiendes. True. Die huis van die Here moet vooruit gaan. Yes. En gebed verander dit. So ek moet vir die huis van die Here bid. Of ek my tiendes gee of ek nie gee nie, ek moet bid vir die huis van die Here. Ja. Familie, kom ons bid man. Kom ons speel nie meer met die Here. Soms as ek moet ek se Christen. Ek is lang kan nie my mond is meer Christen. So true, so true. Want daar kan nie eens meer lekker geeg uitkom nie. Daar kan nie eens meer gebed uitkom nie. Kom ons volhang, soos wat Romeine sê. Kom ons bid vanoggend. En ons vra Here, sit hy vuur terug Mighty God. in ons binneste. Ons kan elke Sondag hier omval en vuurkrag het in. Maar soos hier uitgaan, wat doen ek? Wat nou doen weer? jy? Ja. Gebruik ek hierdie krag wat ek hier gekry het om aan buitekant 'n verskil te maak of om my gebedslewe 'n verskil te maak? Of gaan ons maar net aan en aan en aan? Die Here praat vanoggend met die kerk van hom. Ons kan vir die gelowiges sê, jy moet jou bekeer. Maar as ons vir die gelowiges sê, gaat in gebed, Ai, dan is hulle kwaad. As ons vir hulle sê, dis Dinsdag aan 'n bid hier, dan is hulle kwaad. hey, En hulle het baie weer om te doen. Mense, jy moet jouself gaan ondersoek. Ja. En gaan kyk waar jy met die Here staan. Ja. Dat jou gebedslewe so swak is. Dat jy nie omgee nie. Ons hardloop maklik agter 'n party aan. sure. As ons nou net wag, daar's 'n party. Ja. Pastor Susan het nou net gesê, julle moet na my huis toe kom want ek het baie kos en ek het baie koek. Here, ek glo vir julle. Ons is die helfte van ons staat. Maar as Pastor Susan sê, vroue, kom op. Ons gaan vandag 'n bietjie saam. Ai, meester. Dan word 2 of 3. Daar kan nie risiko nie. Maar jy dan nog so jy gaan agter die kos aan hardloop. Dan kan nog so. Ja. Ons moet vir hulle nooi pastor. Ja. Vang hulle. En as hulle daar kom en dan moet hulle bid. Yes. Want ons kan nie sonder gebed nie mense. You can't. Ons moet ons lewe in orde kry. So true. En dit begin by onsself. Ek kan nie 'n siel red daar buitekant as ek nie in orde is nie. Wanneer gaan ons daar kom? Dis waar. Is 10 jaar en 12 jaar met die Here. Sure. Maar vra ek vir jou nou om te bid? Pastor, ek kan nie nou bid nie. Ek is skaam, ja. Ek is skaam om die naam van die Here groot te maak. Maar jy is skaam om van dinges langsam te gaan invloei nie. Sure. Is jy Christen? Is jy 'n Christen? Dis 'n vraag wat jy vir jouself moet vra. Ja. En dan dalk skimp op niemand nie. Ek self doen ondersoek. As ek my kinders in my huis geskel het, dan vra ek myself, ek sê, is jy 'n Christen? Nee, maar Christen gaan sy so aan so sê, nou aan gaan nie. As ek dit vir myself gaan vra, laat dit sommer vir my. Hoe lyk ons?
Want as jy in gebed is, sal jou lewe getuig daarvan. Awesome, awesome. As jy vanoggend gebed nodig het, en jy sê, Here, ek het opgegee. Ek het moedeloos kom raak. Ek bid so lank vir die situasie. Stap uit vanoggend. Ja, Stap uit en sê, Here, genoeg is genoeg. true. Vanoggend wil ek 'n nuwe kommitment met U maak. Wonderful God. Vanoggend wil ek verander, my gebedslewe verander. Kom familie, ons staan in die huis van die